Klankgolwe op Netwerk 24. As jy jouself in 'n oopplan kantoor of by die laerskool optelzone bevind, skuif dalk aan of sit vir jou 'n halfdag verlof in sodat jy alleen hierna kan luister. Daar mag dalk 'n vloekwoord of twee val en ons praat oor die algemeen oor volwasse onderwerpe. Klankgolwe met Netwerk 24, eksklusief beskikbaar op netwerk24.com. Ag nee, regtig, met my Candice Bester en met my Anita Lloyd. Hallo Anita. Hallo julle. my darling, Ons hallo. gaan nou ons gas voorstel. Suid-Afrika is een van die min lande waar dit nuuswaardig is as jou fiets nie gesteel word nie. Dit is so, né? True story. En ons kweek 'n ander tipe boef. Dis net hier waar twee dronk manne in volle polisiedrag in 'n gesteelde Johannesburgse metro polisiemotor sonder 'n lisensie ronddry, né? Dit is ons sien allerlei dinge hier in Suid-Afrika. Ja. Dis hoekom mense soos ons gas brood nodig is. Baie welkom Mike Bolhuis. Baie dankie man. Mike, jy is regtig, ek sê dit, jy's een van my heroes. Ek is mal oor jou. Ek dink jou authenticity, jou eerlikheid, jou durf, dit wat jy sê, hoe jy dit sê, dit dra gewig. Jy's volksbesit. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar jy is, hoor. Welkom hier by ons. Baie dankie vir die kompliment. Regtig, uit ons hart. So my eerste vraag is, dis twee vrae in een. Hoekom hierdie loopbaan beoefen en hoe het jy in dit ingekom? Ja, dit het maar eintlik begin in matriek eendag. Ek het toegetree waar 'n paar girls benadeel was deur ouens in Sunnyside. En toe ek myself vind, is ek in die midde en ek het die twee manne laat les op sê. En daar het ek besef, jy weet, ek kan toetree en ek kan 'n verskil maak. En dis waar dit begin het. Ja. En van kleins af daar af op het dit vergroot en vermeerder. En Mike, voel dit vir jou soms dat jy, wanneer jy nou wel in die bres tree vir iemand, né? En jy sê, luister, maar hierdie saak het 'n ander kant, en hy weeg actually swaarder. Kry jy, watse tipe teenstand sal jy kry? Sal jy eers mense kry wat vir jou sê, wat jou probeer ompraat, om nie te dink dat hier nou iets snaaks aan die gang is nie? Of sal hulle vir jou, sal hulle ongeskik raak? Hoe gebeur dit? Nie sommer nie. Nee, miskien nog in die begin, maar eintlik nie. Van die begin af, van daai tyd af, jy weet, daarna was ek na die valskermbataljon toe. Daar het ek baie goed gegroei. My verhouding met die Here ook, fisies, al daai goed. Verseker. En daarna uitgekom in die bouncing, en ek was ook die eienaar van die Staatsteater restaurant vir 'n ruk, so kultuur gegroei. Ek het in alles gegroei, maar ek het nooit eintlik situasies gekry waar daar verder as miskien net 'n verskil in kommunikasie is. Maar iemand gaan nie sommer met my sommer aanspreek of in 'n moeilikheid soek nie, en ek sien dit maar as 'n vorm van dat daar respek is en dat ek dit afdwing. Ek is uitgeknip vir hierdie werk. So tot vandag toe nog so. Maar om jou stelling bietjie te verduidelik, jy sal mense kry wat jou probeer net hulle kant sien. En julle ken die ou spreekwoord, sake het verskeie kante. Ja, in die en middel. jy moet 'n deeglike identifikasie, evaluasie, 'n risiko-analisering en algehele vetting, evaluation, investigation doen. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy nie by die waarheid uitkom nie. So Mike, wat is die eerste stap? Hier, kom ons sê, ek is aan die son skyn en hier's 'n probleem en ek wil graag jou hulp hê. Hoe gaan ek te werk om by jou uit te kom sodat jy kan luister ten minste eerste na dit wat ek nou... Die voordeel is dat ek hierdie werk al 40 jaar doen. So die mense ken my, hulle weet hoe ek werk. Hulle weet is nie ongeskik nie, hulle weet ek kom na die punt toe, want ek kry honderde oproepe 'n dag, WhatsApp. Jy sien, dis die ding, daar begin so ek chip gou in en ek sê, want ek sien waartoe dit gaan, volle name in van alle telefoonnommers, e-posdetails en adres, kort kragtige beskrywing van die saak, die probleem en die versoek. En daarna gaan die chat verder, alles eers op WhatsApp, voordat ek dit op e-pos vat. Ek wil eers alles hê en
Jy weet, inligting is krag. As jy nie al die inligting het, kan jy nie ingeligte besluit neem nie. Dus jy het nie ammunisie nie. Ja, en dan bespreek ons betaling en finansies en vandag gaan dit sleg hoor. Ja. Daar's mense wat ons R200 'n maand offer. Alles, Dis heeltemal anders as omtrent 5 jaar terug. So Mike. ons akkommodeer almal, ons doen baie sake verniet. Al hierdie groot ondersoeke wat ons doen, waar polisie korrupsie is en regering korrupsie is, wat julle nou almal onlangs sien. Ja. Ons toetrede daar, ons werk saam met spesiale taakspanne, is alles verniet uit ons sak uit. Diere sake, diere mishandeling verniet. Definitief, die Here seën jou hoor. Absoluut. Is daar sake waarvoor jy nee sê? En wat sal die rede wees hoekom jy sê nee, ek gaan dit nie aanvat? Nee, daar's geen saak waarvoor ek nee sê, maar daar's sekere sake wat ek nie self hanteer nie. Wel, meeste van die sake hanteer ek nie self nie, want ek het taakspanne. Maar daar's spesifieke sake wat ek nie eens die foto's of die inligting wil sien nie, en dis diere mishandeling. Ja. Want ek sal 'n ou opfok Candice, van 'n kant nee, af. ek stem saam. Ek Die en renoster Candice is presies dieselfde. Nee, Ek I'll stem lose saam. it. Me En too. dis my chink in the armor, en ek skuif daai goed onmiddellik uit na ouens wat dit hanteer vir my. So die diere sake is iets wat ek sal hom vinnig identifiseer, maar ek gaan nie in detail gaan nie en ek stuur hom uit. Maar al die ander sake, die ergste verkrachtings, kindermolesterings, dwelms, pedofilia, dwelms, moord, al daai goed die hanteer ek, evalueer ek, en dan gaan dit na spesifieke taakspanne toe. Soos ons weet, hierdie dwelmsyndikaate selfs in ons sonnige Suid-Afrika is 'n probleem. Maar jy weet, dit druk aan uit. Hulle begin mekaar in hulle eie gemeenskap doodskiet. En ek dink dis die laaste ding wat ons wil hê. Hulle moet eintlik mekaar nou maar, jy weet, hulle moet nou maar die kinders en die vrouens los, maar dit gebeur. Mekaar uithaal, dis hy, tot die main kingpin daar is en haal ons hom uit. Ja. Maar die ding is, hoe hanteer jy nou saam met die polisie of speurders dan, daar's nou 'n myn Mackie van 'n plekkie hier in 'n area. Hoe begin jy nou, hoe werk jy saam met hierdie speurders om hierdie ouens te laat les opsê? Ja, kyk, soos jy in die begin gesê het, die ideaal is dat die ouens mekaar maar uithaal, maar die nadeel is die onskuldiges word betrek en hulle ly ook skade. So dit is nie die oplossing nie. So inligting sal inkom in weens 'n informant infrastruktuur. En dan sal ons daai inligting inwin, dan sal ons dit verifieer, as die inligting A1 is, reg is, dan sal ons die regte polismanne identifiseer. Onthou 80% van ons land se polisie is korrup. Nou korrupsie is nie net docket verkoop nie. It's when you can't protect and serve. As jy nie die diens kan lewer nie, want dan is jy 'n wanvoorsteller. Ja, absoluut. Dan is jy nou in die polisie, jy kry 'n salaris, pensioen, alles, al daai perks, maar jy kan nie die job doen nie. En jy doen dit nie. Dis soos 'n painter wat probeer 'n diesel engine fix. Maar mense soos ek, hoe sal ons nou weet? Op my Facebook. Ons stuur 2-3 projekte uit 'n dag. Ja, waar jy die feite gee. Ons gee die presiese stand van die land. Ek sê altyd, as die kinders, die ou mense, julle almal net die projekte lees. Onthou, dit kom uit ons hart uit vir die gemeenskap. Ons vra nie geld daarvoor nie, om jou bewus te maak. Wat doen jy? Ja. En dit maak 'n groot verskil. Maar net om verder daar te antwoord. Na ons die informant infrastruktuur, die evaluasie alles gedoen het, kyk ons vir die regte polismanne, die bietjie wat oor is, in die 20%. Okay. En daarna tree ons saam met hulle op en ons tree op nou teen hierdie wat jy nou van praat en identifiseer. En dit gaan oor alles. Dit gaan oor van child trafficking, ATM bombings, plaasmoorde. Elke saak werk op daai basis. Ja. Ons moet elke keer maar alles inwin, doodseker maak of sit met die feite, die regte polismanne kry. En dit raak al hoe moeiliker hoor. Ek weet nie of julle weet hoe groot die probleem is in ons regering. Ek dink nie mense besef dit nie, hoor. Ons leef regtig in La La Land wat sekere goed betref. Ek dink ja, julle is bietjie geïsoleer. Dis genuine, is 'n bubble, hoor. Ek dink oor die algemeen Suid-Afrikaners weet daar is 'n groot probleem, maar ek dink nie ons weet regtig. Nee, ons is ernstig daai probleem is nie. Jy's reg, Mike, jy leer ons regtig vandag iets, want 'n mens moet bewus wees. Kyk, ek blameer nie eintlik die publiek nie, want onthou, mense lewe in vrees. Ja, ons doen. Jy wil nie eintlik hierdie goed lees nie. Jy wil nie eintlik hoor wat daar aangaan nie. Ek wil nie 6 uur die aand. Jy wil nie hoor hoeveel generale en hoeveel in die regering en dat selfs die president weet wat hier aangaan en niks gedoen het daaromtrent nie. Ja. Jy wil nie weet van die korrupsie. Jy wil nie weet van hoeveel biljoene daar verlore is nie. Hoe ons infrastruktuur in sy moeders. Jy wil dit eintlik nie weet nie.
Want jou mind en die mindset van vandag is, jy kan of dit handle, want jy is gewoond aan, jy het daagliks al hierdie verskriklike goed wat jy hoor, of jy wil jouself daai innocent hou en weghou daarvan, want dit gaan jou affekteer. Maar ek moet sê, dit is, julle moet dames, maar die projekte en goed lees, julle moet weet wat aangaan. Want dit is jou veiligheid daar buite. Ons is juist daar om alles in ons vermoë te doen om 'n vorm van wet en orde in plek te hou. En partykeer het jy 'n harde en 'n kras woord nodig. Jy weet, vloek is nie iets soos die woord fok of ek gaan jou bliksem of donder nie. Vloek is wanneer jy iemand persoonlik aanspreek in sy menswees as persoon, en jy vervloek hom. Wat die skepping van God is. So is 'n heel ander storie. Ek kan 'n klein staaltjie vertel. As daar nou dwelmsake is en daar's 'n laaitie in my kantoor wat heeltyd inchip, terwyl ek met die ouers praat. Die ouers het hom gebring, is dwelm verslaaf. En ek sê vir hom mooi, seun, bly nou stil, jou ma en pa praat eerste. En hy hou aan en jy kan duidelik sien, ek het hom klaar geprofile, hy is in beheer in die huis, hy dra die broek. Hulle is bang vir hom, wat hy doen. Hy maak, breek, doen, sê, gaan en voel wat hy wil. Dan staan ek op en ek gee vir hom 'n snotklap. Dan stop dit net daar. Maar partykeer, dis wat hy nodig het. Partykeer leen ek net vorentoe en ek sê vir hom, shut the fuck up. So, jy kan nie misdaad in die werk wat ons doen, of jy nou met kinders werk, druggies, en met omstandighede, ou wat sy vrou slaan, jy kan nie met daai ou gaan sit en tee drink, en nie 'n ingeklede woord gebruik, want as jy nie daai woorde skat wat ons het, gebruik nie, dan drop die penny nie. Want imagine ek buk nou vorentoe en ek sê vir hom, bly nou stil, hoor? Ek wil nou nie weer van jou hoor nie. It's not gonna work. Nee. So as jy die taal wat hy verstaan, so ons sien dit maar, ons is 'n Griek tussen die Grieke, 'n Romein tussen die Romeine en 'n Jood tussen die Jode. En wat is die agenda? Wat wil ons bereik? Jy sien, en die ding is, ek sê ook altyd, iemand het my eendag gevra, Anita, hoekom swets jy? Hoekom vloek jy? Ek sê, weet jy wat, ek maak seker dat my punt duidelik oorkom. Well put. Nee, Candice weet dit ook nou al, dis mos nie persoonlik nie. Maar anyway, ek sal nou nie, as ek by 'n skool praat, ek meen, jy gaan ons die omstandighede in ag neem, en dis hoekom ek sê, ons pas aan. Jy weet presies wanneer jy hoe moet praat, om dit te bereik wat jy wil bereik. En ek glo in 'n penny drop conversation. En Mike, jy het definitief vanweë jou ervaring en al die dinge wat jy doen en hoe jy dit doen en jou span saam met jou, dat julle daardie julle daai 6de sintuig. Jy weet presies wanneer wat waar. Dis profiling. Jy doen dit so lank, as ek met mense te doen dan, as ek, kom ons sê, daai switch aansit, dan en as 'n saak, dan as ek gou op het, dan weet ek wat hier aangaan. Ek kan agterkom as mense vir my lieg, of weerhou, of jy weet, as daar 'n vorm van wanvoorstelling is, en ook as dit die waarheid is. En ek kan ander emosies en goed ook optel, ek doen dit so lank. Ek doen so baie van hierdie sake, die ergste, en dan ook die mooiste van die mooistes. So, jy raak vlamskerp in dit. Ek het 'n laaste vraag voor ons in ons speletjie ingaan. Ek dink die hele Suid-Afrika wil weet, wie sny jou hare? My vrou. Regtig? Ja, ek het nie issues oor my hare nie, so ek het dit al voorheen aan die publiek gesê. Vir my is dit en dit lyk so netjies. Ek weet nie of julle gesien het nie, ek het so klein snaakse speelgoed pink haarborseltjie. Ja? En that's it, dis my haarborseltjie. Ek sal vir julle wys. So ek het nie issues nie. Vir my is dit hare was wat. As my vrou vir my sê, wat my beste vriend is en vriendin, ek en Karin is baie close, so as ken mekaar soos die palm van die hand, dan sê sy vir my, oor die hare raak nou 'n bietjie te lank. Sy is die een wat vervef. Ja. Sy is die een wat wil hê ek moet goed lyk op TV, of ek moet nou nie so kras wees op die radio nie, so, jy weet, dis die pot en deksel storie. So she really cares oor hoe ek voorkom. En dan sny sy dit. Maar ek sny baie keer self sommer so aan die kant, sny ek hierso en agter, en dan kom sy bo en dan doen sy net die tabletop. Ek love it, want dit is ook so kenmerkend, dis deel van Mike. Ek like dit, dit is vir my gemaklik, ek dra dit vir hoeveel jare al so, en ek sê altyd vir mense, daar's nou ander laaitie wat ek ken, wat bekommerd was oor hoe hy lyk as hy sy hare op 'n sekere manier sny, en hy het nou die hele kante afgesny, en sy hare agtertoe gevleg in die middel, en hy was nou bekommerd. Ja, soos 'n Viking, maar dit is 'n fantastiese seun, ek ken hom goed, ek sê vir hom, luister, as jy daarvan hou, jy's daarmee gemaklik, en jy het nie
jy sien daarop uit, om iets daarbey te bereik of te impress, wat ek al, you just like it. Ja. En jy wil het try, dan is dit fine. Hoekom nie? Live with Hoekom it. nie? Want dit sal uitstraal, maar as jy heeltyd bekommerd is, dan gaan dit ook nie werk. en mense het so geraak ongelukkig. Het jy al 'n geval gehad waar iemand vir jou die snaakste of die mees ongewone verskoning gegee het en jy het geweet jy praat nou twak. Maar iets heeltemal buitensporig. Wat baie keer gebeur waar ek agterkom dat it's overkill. As mense agtergekom het dat hulle 'n absolute fout gemaak. Jy sal kry dat daar is 'n oorverduideliking en 'n oorpraat, maar ek maak mense stil hoor. Ek het nie tyd vir lang conversations op die foon nie. As iemand begin deur om vir my enige relaas te gee en ek sien waartoe gaan, sê ek is fyn, is reg, dankie, is aanvaarbaar. Let's move on. Ja, kry vir my feite. Ek het die vermoë om te kan vergewe en vergeet en ons beweeg aan en dit. So by my is kommunikasie crucial. Ja. En dit is absoluut oor my werk. Maar my kommunikasie byvoorbeeld met my kinders is anders. En is totaal anders. As ek in die kantoor is ek daai persoon, daai faset in my lewe, en as ek by die familie is ek daai persoon. Hoeveel kinders het jy, Mike? 5. Wat? 4 dogters, en 1 laat lammetjie seun. En ek bring hulle ook glad nie in nie. Hulle, as daar ernstige sake is, enigiets, is dit weg van die plaas af. Ja. So daar's nie so ding van dat my vrou, niemand kennis dra van die sake, alhoewel my vrou die editor is van die projekte, lees sy, soos wat julle hom sou lees, maar sy doen net die fynere detail op die Engels, ek doen die Afrikaans, maar verder, dis die 2 stelle kommunikasies wat daar is. Ons speel 'n speletjie elke week, sy naam is 8 nee of 8 ja, so ek gaan 'n stelling maak en jy sê nee? Een van die 2. Ja. Moet ek sê 8 nee of 8 ja? Jy sê net wat jy wil. Goed, jou CVV nommer vir iemand oor die foon gee. Absoluut nie. 'n groot bokke nee. Wie is so stupid? Nee, verseker nie. CCTV video's wat van 'n huisinbraak op sosiale media deel. Nee, initieel, maar as dit later misdaadvoorkoming kan teweegbring, ja. Eers nee, want onthou, daai inligting is van kardinale belang om die ondersoek te doen. As die ondersoek suksesvol afgehandel is, kan jy daai CCTV footage gebruik in daai omgewing om vir mense te sê, kyk wat gebeur hierso. Wees paraat. Leer uit hierdie video uit. Misdaadvoorkoming. Okay. 'n Fake sosiale media profiel skep om iemand te stalk. Ons doen dit om boewe te vang, Regtig? maar vir die normale publiek absoluut nee. Ja nee, hoe dink jy vang ons al hierdie scammers? Natuurlik. Die tools wat ons gebruik is astronomies om boewe vas te vat en cybercrime aan te spreek, wat die grootste misdaad is in die wêreld. As ek sien iemand het 168 vriende op sosiale media, op Facebook of Instagram, dan begin ek al klaar lontryk. Why? Want dis dalk 'n fake profile. Mense vandag, omdat ons almal op sosiale media leef, moet ten minste 1000 As iets jou ongemaklik of 500 voel, of jy sien iets gebeur op daai groep wat pornografies is, of daar word inligting gewin, of aanhoudende sales en pitches ensovoorts, en jy is nie gemaklik om 'n klamie net af. Okay. Maar is nie te sê dat dit noodwendig misdadig is nie. Onthou, sosiale media het die grootste platform in die wêreld geword vir besigheid. Absoluut. Selfs presidente gebruik. Ja. Anything God creates for good, Satan will use for evil. Yep. Al hierdie goed is daar vir ons om te gebruik. Ek meen, julle sit met tablets. Julle kommunikeer, hoe het ek hier aangekom met digitale elektroniese kommunikasie? Vat dit weg vir 'n dag en ons sien ons gatte. Vat hierdie goed. Vat die selfoon en alle digitale en elektroniese kommunikasies weg vir 1 dag. Nee, just one day. Nee, dit sal chaos wees. Dit is 'n dames, probleem. Luister nou mooi. Eintlik. Daar's 'n go-to guy storie wat jy in jou lewe moet inkry. Ja. Jy moet nou mooi luister wat ek sê, want julle kan nie so oblivious wees nie. Julle moet walk with the times. Ja. As jy hier buite in mekaar sak, wie het jou paswoord om al jou goed in te gaan? Wie gaan jou help met jou bankgoed, jou begrafnis,
wie het toegang tot jou hele finansiële struktuur en hoe gaan die werk vorentoe? By ons werk dit so. Ja. Ek het 9 mense wat onmiddellik inspring as ek sterf. Kan jy glo? Onmiddellik. Hulle het al my paas, hulle is 'n span. Wow. Hulle is veral in my werk. Die werk moet aangaan. Ek hanteer die ergste sake in die land. Ons kan later, jy weet, trane stort en Mike begrawe. Ons gaan onmiddellik aan. Dis hoe dit by ons werk. Ja. So as Mike daar lê, gaan die 9 aan, die hele organisasie gaan aan, die kliënte klaars, almal wat ons ondersteun, projekte, alles gaan aan soos normaal. En jy deel met dit op tyd. Reël die begrafnis en. Daar's nie gesukkel van, wat was Mike se afsprake nie, of wat gaan aan op sy foon, vir ding nie. of wie hanteer die finansies nie, en. So, alles gaan presies aan, asof ek net eenkant geskuif is. En dit is belangrik. Ja, Want die meeste sake wat ons kry met die grootste probleme, is as iemand sterf. Dan spat die kak. Ja, want As dan jy leef is all fine. Ek hoor Maar die jou. oomblik as iemand sterf, begin die fights. O ja, en dis pa teen skoonpa en is broer en broer Wie en kry die lepel, die skildery, wie kry daai geld, is die wil en testament dalk gemanipuleer en daar's al daai goed in ons projekte spreek ons aan. As jy jou man vertrou, dan is hy een. Ja, En hy miskien is jou boekhouer, definitief die een. Of iemand, ten minste 3 mense, dieselfde met jou. Ten minste 3 mense. Ten So minste jy sou 3, ja. sê, Want wow. hulle 2 kan in die kar doodgaan. Ja, natuurlik. So, En daar dan moet ten minste 3 wees. In jou wil en testament moet jy ten minste in 3 kopieë hê. Jy moet seker maak dat jy 'n hele stel ekstra handtekeninge het, want dis die eerste ding wat mense sê, hulle dispute the signature. Okay, ag nee of ag ja. Om iemand anders se DStv of netwerk 24 paswoord te gebruik. Met toestemming ja, as nie is dit diefstal. Wie was die probleem, né? Die mindset van vandag. ja, Hierdie tipe van goed sou jy nie eens aan gedink het om te doen 30, 40 jaar terug. ja. 30, 40 jaar terug as iemand 'n beursie verloor het, het jy agterna gehardloop en vir die persoon die beursie gegee. 100. 20 jaar terug Baie het jy, waar. terwyl jy agterna hardloop, het jy gou die geld uitgehaal. Ja. Vandag vat hulle die beursie, kloon die kaarte, gebruik die kaarte, kry jou Onmiddellik. adres, roof jou by jou huis, roof jou met jou kar, ry, verkrag jou of vermoor jou. So die mindset het heeltemal verander. Die mindset van vandag, as 'n ou 'n roof in sy huis het, is nie onmiddellik innocence. Ek gaan net eis wat daar weg is. Hy dink hoorie, maar ek het daai tyd 'n horlosie verloor, ek het dit verloor en hy dink eers aan die finansiële gewin. So die mindset het van die mens het heeltemal, en ek is jammer om te sê, het amper krimineel geraak. En kriminaliteit is ook die klein dingetjie as jy die chappie steel. Verseker. Because crime begets crime. Dis As jy baie die waar. chappie Dit steel, begin gaan jy die boks met die chappie steel. Verseker En later. daarna gaan jy al die sweets steel. Ja. En daarna gaan jy die winkel die roof. winkeltjie roof. Ja. So die misdaad is iets wat eskaleer omrede jy iets doen. Die hele mens wat hy vandag is slegs veranderbaar. En onthou, dis 'n teruglooppad. En dit is jou verhouding met die Here. As jy 'n verhouding het met die Here, het jy brille op. Ja. Dan gaan jy alles duidelik sien. Ja. En as Jy's jy gepantser. Wat sê die Maar Bybel? Jy trek jy jou moet dit pantser aan. uitleef sodat iemand dit in jou kan sien en sê I want to be like that. Anders te werk dit nie. Jy kan nie iemand ompraat vandag nie. Ek meen iemand gaan met jou fout vind. Daar's mense daar buite wat soos jy van my hou en my ondersteun en komplimenteer en baie oral waar hulle my kry, maar daar's die wat my ook haat. En daar kan redes wees. Ek gaan nie daaromtrent reageer nie, maar ek gaan dit ook nie verkeerd hanteer nie. Nee, onregverdig hanteer. Ek lewe 'n voorbeeldslewe. So ek gaan nie iemand omdat hy nie van my hou omdraai convince om van my te hou nie. Ja, of hom nou down. Nee, ek Dit werk help nie so nie. Jy raak nie betrokke by in ieder geval met skinder en kak praat. Maar as jy jou verhouding met die Here beoefen, soos wat jy atletiek beoefen of die kunste of wat jy ook al mee besig is, as jy dit aanhou beoefen, dan werk dit. Anders werk dit nie. Al die kinders van vandag het 'n mindset van wetteloosheid. Hulle het geen respek vir ouers nie. Geen respek vir onderwysers nie. Geen respek vir die regering nie. They are lawless. 100%. As hulle die geleentheid kan kry, raak hulle betrokke met dwelms. Sigarette is die grootste verslawing in die wêreld. Ja. As hulle verbied word om te rook, dan doen hulle die vape en so. Dan drink hulle. Die tweede groot verslawing in Suid-Afrika is drank.
En daarna pille, medikasie. So, en dan eers kom ons by dwelms uit, en dobbel, en daai ander goed. Die goed wat ek sien en beleef. Jy weet, as ek 'n jeugdige se foon vat, it's shocking. Ag nee, ek wil dit nie eers. En jy weet, die ma's en die ouers kan dit nie eers fathom nie, want hulle weet my kind is stout, hulle weet my kind is betrokke by verkeerde goed, maar as jy eers vir hom wys, wat het jy van hy foon afgehaal? It's next level van ontsteltenis. So ek wil vir almal daar buite sê, as jy wil weet wie jou kind is, vat sy foon. As hy so fucking tantrum gooi en op en af spring, dan moet jy weet. Met 'n moerse ballet move, dan moet jy weet, hy het goed op hy foon wat nie daar moet wees. En dit is by dogtertjies met krullhare ook so. 100%. En strikkies in hulle haartjies. Nee, kinders is maar die grootste wanvoorstellers wat daar is. Hy gesiggie so by jou, gesiggie by die skool, gesiggie in die kerk. Ja, gesiggie everywhere. En niemand leer hulle dit af nie. Nee, jy weet ek het nou die daaraan toe sê ek ook jy weet toe begin hulle jy weet iemand vir my sê, but this is just fair. So let's be fair. Toe sê ek hou onmiddellik op daai kakwoorde. Ja, dit is nie want fair. Dit is niks is fair in hierdie lewe nie. So moenie daai woord Rules, regulations, dissipline is ware liefde. Precies, die oomblik as jy nie jou kind leer en onderrig in die weë van die Here. En ek forceer nie Christendom in enigiemand se keel af. Nee, dit is my liniaal. Dit kan 'n groter mag wees waarna hulle enigiets glo wat jy wil. Jy kan om my vuur dans, dis okay. Die liniaal is dit. As jy nie what you invest in your child is what you're going to get out. Verseker. En as jy nie jou kind ken nie, kan jy nie in hom invest nie. Yes. Baie waar. Anita praat oor iets wat sy baie belangstel in. Sy gee so 'n klein brokkie inligting oor die koninklikes. Die Britse koninklikes. En dan praat ek oor ietsie wat ons drink of eet, maar ek het ook vrae vir jou daarbey. So Anita, okay, vat so weg. Vandag oor die Britse koninklikes. Hulle is 'n baie interessante lot. Ek sê jou Mike, ek is 'n vurige monarchist, soos hulle sê, nê, in die monargie nou van die Britse, van koning Charles hulle en koning Elizabeth die eerste. Wat ons nou ongelukkig verlaat het. Ek sê altyd vir Candace, sy was en is bly nog vir my steeds die mooiste vrou op aarde. Sy's pragtig. En daai sense of duty wat daai mense het en wat sy gehad het, die voorbeeld wat sy gestel het, is jy kan dit nie oorvertel nie. Maar vandag wil ek vertel juis oor daai sense of duty, oor kyk, Edward was toe nou die man wat sy troon en kroon opgee vir Wallis Simpson. Daai jare. Dis voor die oorlog. En die Britse regering sê, jy kan nie koning wees en met hierdie vrou trou nie. Ons like haar nie, dit gaan nie werk nie. Sy kan nie die koning van ons land word nie. En hy abdikeer en daar gaan hy en hy gaan bly saam met haar in Frankryk en hulle het baie gelukkig gebly, maar hy was maar altyd daar hartseer. Maar toe moet sy broer nou die leiersels oorneem, koning George die 6de. Maar hy het 'n probleem gehad, hy het gehakkel. En nou ewe skielik, né? Films gesien, ja. Daar sy. En dit was 'n verskriklike probleem want ewe skielik, hy sou nooit koning word nie. Niemand het verwag sy broer gaan nou die snert aanvang nie. Nou is hy koning. Hy's nou midde hier. Hitler klop aan die deur. Klop, klop, klop. Ek gaan die wêreld opfok as julle nie iets doen nie. Ek is gereed. Churchill sê, ons gaan hierdie man keer, ons gaan hom beveg op land, op see, daai geweldige famous speech wat hy gelewer het, en nou moet die koning praat. En die koning se woord met baie dinge, julle kan imagine, hy moes 'n toespraak kan lewer, of ten minste aflees, maar hy hakel. Toe staan interessant genoeg, the King's Speech. 'n Australiaanse speech therapist, 'n spraakterapeut, hy kom van Australië af, en hy sê vir daai koning, sit, ek moet jou triks leer. En hy het daai koning gevat, en dit was baie moeilik, dit het hulle baie lank gevat, en Lionel leer toe vir hom, hierdie tools wat hy kan saam met hom dra, en van daar af het hy nie gehakel in sy toesprake nie. En jy kan dit alles sien, soos jy tereg sê, in The King's Speech. Dis 'n baie goeie film. Dis uitstekend. Gaan kyk dit. Baie goeie fliek. What a nice story. Ag, dankie. Okay, vergeet van sosiale media.
Feite is soms vreemder as fiksie. Op Netwerk 24 is daar gereeld brokkies nuus of opskrifte wat ons laat gaan, what the fudge. So hier's een. 2 polisielede, skoonmaker vas wat glo waspoeier op ongelukstoneel steel. Terwyl die polisie se vuil wasgoed op nasionale vlak in die openbaar gewas word, steel polisiebeamptes op voetsoolvlak glo waspoeier. Die bestuurder van 'n vragmotor wat verskeie pallette met waspoeier vervoer het glo beheer oor die voertuig verloor, wat daartoe gelei het dat deel van sy vrag langs die pad gestort is. Terwyl die bestuurder probeer het om die toneel te beveilig, het verskeie voertuie stilgehou en individue het die waspoeier begin steel. Kort daarna het 'n gemerkte polisievoertuig met 2 polisiebeamptes opgedaag. Die bestuurder het die polisie gesmeek om te help, maar die teenoorgestelde het toe gebeur. Die polisielede het glo 'n groot hoeveelheid self gesteel. Ag my vrek. Waar is ons? Waar is ons? Ek bedoel, This is the real reality en dit is die situasie waar ons land homself invind en ek het mos verduidelik van die mindset. Ja. So die mindset is een van everybody is doing it. Free for we're all, doing it. we're doing it. Armoede en onkunde is die grootste oorsake van alle misdaad in die wêreld. Let wel, dink mooi daaroor na. Armoede en onkunde is in ieder geval 'n klare misdaad wat deur lande gepleeg word, wat mense in daai posisie geplaas het, wat dan weens armoede en onkunde misdaad pleeg. Ja. So honger dat hy sy buurman se hoender sal steel, Ja. so in nood dat enige looting, hierdie is een van der duisende. Kyk wat het daar Hulle in sal Durban gebeur. penne steel, Ja. hulle sal papier steel, en weet jy wat, dit raak die narrative, dat almal van alle kleur, in alle fasette van die lewe, Sal so geleentheid selfs of 'n 'n ou wat 'n geleentheid. apteker is, wat vir 'n ander apteker werk, sal dit oorweeg. Ja. En iets neem uit die medisynekassie uit, sonder om voor te betaal. Die mindset het so geword. Ja. Dis hoekom ek weer eens sê, dit het so geraak in hierdie land, dat as iemand iets kan skoor uit hierdie gebou uit by Netwerk 24, gaan hy. As hy daai mindset het. Ja. As hy Netwerk 24 vir wie hy hier werk, of julle almal wat hier werk, die plek respekteer dat hy 'n salaris kry, 'n posisie het, en dat die plek na hom omsien, en hy na die plek omsien, en dat daar 'n verhouding is in die plek, waar die een die ander een se waarde geïdentifiseer het, en daar volgens lewe, sal jy dit nie doen nie. Ja. Maar anders sal jy skoor, en dis wat ek het noem. Die mense daar buite, as hulle kan skoor, sal skoor. En op daai noot sê ons vir Mike baie dankie. Dankie vir jou tyd, dankie vir jou kennis en jou wysheid. Ja. Ons is mal daaroor. Die Here seën julle almal, baie dankie. Groete. Ons sien julle weer volgende week. Hierdie podsending is vervaardig deur Pop 24 vir Netwerk 24 se klankgolwe.